So julle Lukas 11, 37 tot 54. Nog steeds, sal sien die tema bly deurgaan, daar's baie temas wat deur Lukas loop. Maar hier is Jesus besig om nog bietjie dieper te delf. En hy is besig om die ouens nog bietjie kwaader te maak. En is eintlik laat eintlik 'n glimlag op jou gesig kom. Maar wat gebeur hierso? Ons Here Jesus gaan in. Hy word genooi na 'n feesmaal toe, na ete toe. En die Bybel leer wanneer jy by die ete aankom, moet daar seker reinigingsrituele wees. Ons lees van die klipkanne in Lukas 2 van die eerste wonderwerk wat Here Jesus Christus gedoen het hy die reinigingskanne gebruik, die reinigingsrituele gebruik, die water wat vir reiniging bedoel is. En dit was dan bedoel om jou voete te was en sodat jy kan skoon wees, so jy kan rein wees. En dit was meer 'n simboliese, dit was fisies gewees, maar het 'n simboliese en geestelike betekenis gehad. Na 'n langdagse werk, na tyd wat jy kan sonde doen, waar jy vuil is en vol sweet is en moeg is, het hierdie reiniging jou skoon gemaak. Dit het jou beter laat voel en dit het jou reg gemaak om te kan aanlê. Hulle het gelê en eet, so jou kop was op die bors, naby die bors van die volgende ou, hang af hoeveel mense daar is. As er 'n bietjie meer is, dan is dit baie stywer teen mekaar, dan jou kop teen sy bors gehad. As dit bietjie minder is, dan is jou kop omtrent hier by sy knie en sy voete. So jy wil graag skoon voete, jy wil graag rein voete hê, en jy wil nie graag die ander onrein maak nie, jy wil nie graag hom vuil maak nie, want kos is goed, en dit moet skoon wees en rein wees, so die geestelike bedoeling daar agter. Maar ons sien die fariseërs en die wetgeleerdes hierso het bietjie verder gegaan. Hulle het nog wette gemaak boop dit. Ek sê maar jy moet jou hande ook was. En jy moet jou meer was as net jou voete. En ons Here Jesus stap in en hy doen net die voete, hy doen nie die hande nie. Hy doen nie die hande nie. En die ouens is kwaad vir hom. Die ouens is verwonderd, maar wie is hierdie ou? Wat gaan aan? Wat doen hy? En ons Here Jesus noem hulle witgepleisterde grafte. Nou witgepleisterde graf, daai tyd is ook onrein. So daai tyd het hulle grafte wit geverf, sodat wanneer daar fees is en ouens van ver af kom en nie weet wat se grafte nie, maar daar was ongemerkte grafte, sodat jy nie per ongeluk op 'n dooie trap of in 'n omgewing is van 'n dooie nie, want dan as jy onrein verklaar, dan kan jy nie deel wees van die fees nie. En nou sê ons Here Jesus Christus, maar hulle is soos dit. Hulle is dit wat die ander ons vuil maak. Hulle is van buite skoon, maar eintlik is hulle skoon geverf en hulle is hierdie teken, maar eintlik is hulle onrein, so as binne is hulle vuil, so as mense nou na hulle kyk. Dis 'n bordjie wat ons Here Jesus om hulle kop hang. As mense na hulle kyk, dan weet hulle moet nie hier wees nie, want dis onrein. Dis onrein. En dan sien ons, praat hy verder, hy praat van die 10de, hy beskryf hoekom hulle onrein is. En dit gaan nie net oor die 10de nie, dit gaan oor hulle hart. Hy sê, van die fynste goedjies, die kos wat julle eet, die speserye wat julle kry, dit vat julle 10de en bring dit vir die skathuis. Maar wat julle nalat is om vir God te sorg en vir sy mense te sorg. Dan hoor hulle bring nie wat aan God toekom nie, hulle steek inkomste weg, hulle doen al die goeders, maar hulle die vertoon dat hulle self op die krye hulle 10de gee. So vir die wêreld lyk dit, wow, die wêreld sien hierdie pragtige wetgehoorsame ouens wat so diep vir God wil dien, dat hulle die 10de van hulle kry gee, maar
Hulle sorg nie vir die weduwees en die wees nie. En hulle priesters het nie kos nie. Hulle tempel het nie middele om offers te bring nie. Hulle gebruik dit as bloot hulle self. Dis nie meer hulle dra nie by dat die tempel 'n plek is van aanbidding nie. Dit het 'n rowersbelang geword. En dis wat ons Here Jesus Christus hier sê. Dis wat ons Here Jesus Christus hier sê. En dan sien ons, raak hulle weer kwaad. Verskriklik kwaad. En hier's dit. As jy Christus wil volg, gaan jy prys betaal. As jy werklik die regte ding wil doen. As jy jou lewe inwy vir die Here. En jy doen dit nie vir vermaak nie, jy het nie die klomp fake goed wat jy bo-op jou sonde wil neerplak nie. As jy eerlik en opreg jou sonde bely voor die mense en voor God, as jy eerlik en opreg jou lewe wil leef, jou sonde wil regmaak en vir mense wil sorg en die Here wil dien. Die Here wil dien sonder laat iemand jou kan omkoop of iemand kan iets doen. Dan gaan jy gehaat word. Want die Gees binne in daai mense gaan die Heilige Gees binne in jou hart, soos hulle Jesus gehaat. Hulle het nie hom gehaat omdat hy goed gedoen het nie. Hulle het nie hom gehaat omdat hy wat ook al gedoen het, hom gehaat omdat hulle boos was. Hulle het hom gehaat omdat hulle geweet het, as hulle in die lig is, hulle wat donker is, as hulle in die lig is, word hulle donkerheid onthul, word hulle onreinheid onthul, en word hulle valsheid onthul. So nader mense aan jou gaan kom, en hoe nader jy aan God is, gaan dit in opstand kom. So jy moet weet, liewe Christen, daar is altyd 'n prys om te betaal. Altyd, as jy Jesus wil volg. Maar doen dit. Dis moeite werd. Hy het gesterf vir jou, leef hom. Hy het geleef vir jou, draai jou kruis vir hom. Hy het jou kruis gedra, volg hom.